Die woord is saad. Goeiemôre, dit is Gawie wat praat. Baie welkom as jy vandag vir die eerste keer inskakel by die program. Ek is opgewonde oor wat die Here op my hart gelê het en ek gaan dit graag met elkeen van julle deel. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek sê vir U dankie. Dankie Here vir hierdie geleentheid dat ons om U woord kan vergader. Here, dankie dat die woord lewendig is, Here, en kragtig en dat dit 'n verskil in ons lewens maak. Here, ek wil vir U bid dat soos die woord uitgaan, dit mense sal aanraak en dat dit op goeie grond sal val. Here, en dat mense nuwe moed sal skep en dat hulle nie benoud sal wees om U woord, Here, uit te dra en aan ander mense te deel nie. Ek sê vir U baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om dit uit te dra en met mekaar te deel. Amen. Soos ek genoem het, die opskrif van die preek vandag is die woord is saad. Ons weet dat as ons byvoorbeeld kyk na 'n akker, dat binne hierdie akker is alles vasgevang en gekondenseer om wanneer dit in goeie grond geplant word, te groei tot 'n groot boom wat skuilings bied aan die voëls van die hemel. Hierdie is 'n beginsel wat soortgelyk is in die woord van God. Kom ons deel met mekaar. Ons gaan vandag uit die Bybel deel wat ons kan leer en nie net wat ons kan leer nie, wat belangrik is, hoe kan ons dit toepas? Die woord van God is saad. Hoe ons daarmee omgaan sal bepaal of dit in ons hart ontkiem en of dit vrug dra. Die deel wat vir my die inspirasie was vir hierdie preek, kom uit Markus 4 uit. Ek lees uit die ou vertaling. Die opskrif hierso is die gelykenis van die saaier. Belangrik om te weet, hierdie volgende gedeelte is die Here self aan die woord. Luister, en ek glo hy het dit gesê sodat elkeen van ons deur die eeue heen moet ag gee op sy woord. 'n Saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, het 'n deel langs die pad geval, en die voëls van die hemel het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval, waar dit nie baie grond gehad het nie, en dadelik het dit opgekom, omdat dit geen diepte van grond gehad het nie. En toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik, en dit het geen vrug opgelewer nie. En 'n ander deel het in goeie grond geval, en dit het vrug opgelewer, want dit het opgekom en gegroei, en dit het gedra 31 en 60 en 100voudig. Hy sê toe vir hulle, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Ek kan nie genoeg klem lê op hierdie gedeelte uit Markus 4, vers 3 tot 9 nie. Ek gaan nou verder vir ons lees, en ek het my eie opskrifte hier bygesit. Ek lees verder uit Markus 4 uit, vanaf vers 11 tot vers 20. Nou die opskrif wat ek hier bygesit het, gaan ons nou raak uit hierdie gedeelte uit. Dit is die verborgenheid van die koninkryk. Ek dink tog dis baie belangrik dat ons leef in 'n periode waar die wêreld alles 'n kitsoplossing wil hê. Alles moet onmiddellik opgelos word en ons moet net aanbeweeg en besig bly. My belewenis van die manier van hoe die koninkryk van God werk is nie so nie, en sekere dinge in hierdie koninkryk is verborge. Kom ons lees vanaf vers 11. En hy sê vir hulle, as aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle al nie miskien bekeer
en die sondes hulle vergewe word nie. En hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie? En hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Die saaier saai die woord. Nou hierdie is krities, net daai een sin, ekskuus tog, in Markus 4 vers 14, waar daar staan, die saaier saai die woord. Nou ons gaan met mekaar deel in hierdie preek, hoe ons hierdie woord van God in ons eie lewe en in die van ons gesin, man of vrou, en ons vriende kan saai. Vers 15, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. Nou hierdie kan eintlik baie maklik gebeur. Met ander woorde, as jy nie oppas hoe jy met die woord van God omgaan nie, kan die vyand eintlik baie maklik verwarring saai, en dan gaan jy weer met praat van vriende wat nie gered is nie, mense wat baie negatief is, jy kyk dalk te veel nuus, en jy gaan in daardie rigting, en hierdie woord van God word dadelik weggeneem. Vers 16, net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word. Wat, as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, maar daar is geen wortel in hulle self nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later as die verdrukking of vervolging kom, terwille van die woord, struikel hulle dadelik. Weet julle, ek wil tog ietsie deel, mense wat ek ken, wat baie lank die Here gedien het, en op 'n stadium het hulle net gesê, weet jy, hierdie is nie vir ons die moeite werd nie. Ons sien nie 'n wêreldse resultaat van rykdom en 'n gemaklike lewe nie. En hulle het hulle swaar kry gebruik om van die Here en die Here se beginsels af weg te gaan. Ek wil jou in hierdie oggend bemoedig, moet dit nie doen nie. Jy moet self weet dat jy moet volhard tot die einde toe. En weet jy, daar is baie mense wat jou aanmoedig, wat in hierdie lewensreis langs jou beweeg, wat nie moet opgegee het nie. Vers 18, en hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord, en dit word onvrugbaar. As ons die woord van God hoor, en ons omarm dit, en ons begin die koninkryk van die wêreld aan die een kant ook najaag, die begeerlikhede, die strewe na sukses, eiendom, erkenning, selfs akademiese prestasie, dan laat jy die woord en jou verhouding met God agter, en uiteindelik verdor hierdie woord in jou lewe. Vers 20, en dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 31, 61 en 100voudig. Nou dit is my gebed, dat ons hierdie beginsel van die saad, wat die woord is, sal verstaan, en dan in hierdie dag sal besluit, dit is daarvolgens wat ons gaan werk en ons lewe gaan lei. Met ander woorde, ons gaan die woord as die waarheid oor ons eie lewe kies om dit te glo, en dan wanneer vertwyfeling ons besoek, gaan ons hierdie woord self saai in ons eie lewe. Ons gaan mense bemoedig deur hierdie woord, en ons weet dat die woord, as dit op goeie grond val, en dit word onderhou, gaan dit vrug dra. Die woord van God, wat hier beskryf word as saad, is tot elkeen van ons se beskikking. En indien jy hierdie woord langs jou bed, op die bedkassie hou, en dit nooit oopmaak nie, sal die effek van die saad in jou lewe 0 wees. Die Here sê hy is geen aannemer van die persoon nie. Met ander woorde, as jy tyd spandeer in die woord, kan jy hierdie woord in jou eie lewe en in ander mense se lewe saai, en dit gaan 'n vrug voortbring.
Ek gaan later uit my eie lewe getuig. Sekere dinge wat ek nie begryp het nie, maar dat God se woord soos 'n saad is, wat later ontkiem het en vrug gedra het, is waar in my eie lewe. Op daardie stadium het ek dit nie verstaan nie, en ek het gedink dat uitdagings wat ek en my vrou beleef het, gaan die Here deur sy woord of in 'n oogwink oplos, of hy gaan soos 'n opstel vir my skryf watter sekere aksies ek moet doen. Maar dit was nie waar gewees nie. Hy het net vir my een woord gegee, wat ek moes aan vasklou en wat ek moes gesaai het en wat ek moes versorg het, totdat daai woord vrug gedra het. Nou vanoggend kan jy dalk die vraag vra, waar word hierdie woord gesaai? Dit is tog eintlik voor die hand liggend, in jou hart. Dit is dus belangrik dat jy die woord bewaak. Nou hoe bewaak ons die woord? Jy kan die woord bewaak deur die volgende te doen. In die eerste plek moet jy na die woord luister. Hierdie is baie belangrik, dat op jou eie, in jou eie stilte tyd, spreek die woord hardop uit. Soos ek nou genoem het, lees die woord, mediteer op die woord, bedink dit. Dan ook wat vir my baie goed werk, skryf die woord neer. As jy 'n woord van God het, en dit staan teenoor 'n sekere uitdaging in jou lewe, skryf 'n datum daarby neer. My ma, en dit is nie die getuienis wat ek nou later gaan deel nie, het op 'n stadium baie siek geword. My ma leef nie meer nie, maar die Here het op daai stadium 10 jaar by haar lewe bygevoeg. Sy was in hospitale gewees waar verskeie mediese mense eintlik vir ons laat weet het, dat daar is nie 'n kans dat sy lewendig hier gaan uitkom nie. Nou, ek het 'n skrif uit Psalm 50 uitgekry wat die Here gesê het, maar ek moet dank aan hom offer. En in die jaar 1999 het my ma op 'n absolute goddelike manier herstel, en die Here het 10 jaar by haar lewe bygevoeg. Nou, wat ek graag met julle wil deel, ek het 'n spesifieke woord gehad wat die saad was, wat ek dan moes versorg ten opsigte van my ma se lewe. En ek onthou die datum uit my kop uit, die datum van genesing, want ek het dit neergeskryf. So dit gaan in jou lewensreis ook belangrik wees, en ek wil vir jou aanmoedig, as jy vandag luister, en jy het 'n uitdaging, wat nog nie in vervulling gekom het nie, maar jy het 'n woord, wat 'n saad is, wat moet ontkiem, skryf reeds die datum neer, en bly daai woord saai, en gaan dan ook verder, versorg daardie woord, gee hom water, en laat onder geen omstandighede twyfel in jou hart toe nie. Wat ook belangrik is dat jy mense om jou versamel. Dit hoef nie 'n groot binnekring te wees nie, maar mense wat vir jou in die bres tree, wanneer jy moeg is, en wanneer jy dalk nie meer kans sien nie, wat jou hande omhoog hou. Spreuke 4 vers 23, en dit is 'n teksdeel wat ek baie van hou, en ek deel dit graag met jou, en ek glo en vertrou, dit gaan vir jou net so baie beteken. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Dis wat ons nou met mekaar gedeel het. As jy die woord van God in jou hart bewaak, en hierdie woord ontkiem, en dit kry lewe, en jy spreek hierdie lewe, bewaak jou hart, en moenie dat iemand vir jou vertel, ag weet jy wat, die Bybel is vir vroeër dae, of selfs die Bybel is 'n sprokiesverhaal nie. Nee, spreek die lewe wat God in jou opgewek het uit, en in jou situasie, en bewaak jou hart, bewaak hierdie plek waar die woord van God ontkiem. Die woord wat die saad is lewendig. Hebreërs 4 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.
Ek het sommer vers 13 hier so bygesit, want dis nou dalk 'n vers wat 'n mens nie altyd lees nie. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Daar is ook sommer 'n baie belangrike vers, maar ek lees graag weer vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. So hierdie woord van God is 'n lewende saad. As ons hom plant, dan vermag hy in ons lewe wat ons self nie kan doen nie. Met ander woorde, hy gaan 'n vrug dra waaraan ons 'n behoefte het. En ek wil sê dat daar is nie 'n krag sterker op aarde as hierdie lewende woord van God nie. Ek het hier nog 'n volgende opskrif wat ek graag wil deel. Die woord doen wat God behaag. Hier is ook 'n baie bekende deel. Jesaja 55 uit die Afrikaanse 53 vertaling. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar dit sal doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. As hierdie saad in jou ontkiem, dan moet jy weet dat as dit 'n behoefte is aan genesing, in Jesaja sê die woord, by his stripes we are healed. As jy daardie uitdaging in jou lewe het, wil ek vir jou sê, saai daardie woord. Dis al wat ek vir jou kan sê, saai dit, versorg dit. Gee twyfel geen plek in jou lewe nie. En weet dat God se belofte is dat sy woord wat uit sy mond uitgaan, gaan nie leeg terugkeer nie. Dit gaan doen wat hom behaag en dit gaan voorspoedig wees in alles waartoe hy dit stuur. 'n vierde opskrif in vanoggend se preek, wat eintlik vir my baie belangrik is, en ek glo dit gaan jou ook aan die hart gryp, is baie voor die hand liggend, is die gesag van die woord, hierdie saad wat ons nou met mekaar deel. Johannes 1 sê die volgende, die vleeswording van die woord. Johannes 1 vers 1 is 'n baie belangrike vers. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou as ek vir 'n oomblik daarby stil staan, daar is geen materie wat voor die woord daar was nie. Die woord het alles geskep. Die woord is die hoogste gesag. Alles wat geskape is, moet hulle onderwerp aan die gesag van die woord. As hierdie woord wat tot jou beskikking is, vanuit jou Bybel wat jy besit, en as jy nie een besit nie, bid vir die Here, dat hy so dit sal bewerk, dat jy een sal besit. Hierdie woord het 'n gesag wat oor elke moontlike situasie sal wees. En as jy hierdie saad plant, weet dat jy gaan 'n oes kry wanneer die tyd van God daar is. Vers 2. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, soos ons nou net met mekaar gedeel het. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Die woord bestaan voor enigiets anders. Die woord het dus gesag oor elke situasie. Kies om die woord, wat die waarheid is, te glo en nie die feite nie. As jy met iets gekonfronteer word, waar die feite onoorkombaar is, daarteenoor in so 'n situasie is dit net die woord van God, wat 'n hoër gesag is, wat die feite tot niet kan maak. Saai die saad van God se woord in ander mense en ook in jou eie lewe. Dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. As jy hierdie woord saai, sal jy die vrug daarvan eet. As jy dussels en
onkruid saai, gaan jy die vrug daarvan eet. Ek doen 'n beroep op julle, ek self sukkel baie keer nog daarmee, dat ons presies oplet hoe ons praat, dat ons lewe spreek en nie dood nie. Ek verwys na 3 skrifgedeeltes wat die Here op my hart gelê het. Wat saad is, wat jy dan kan saai. Die eerste skrifdeel, Lukas 1 vers 37, het 'n baie spesiale plek in my eie hart. Ek lees Lukas 1:37, herstel 36 en 37. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de maand vir haar wat onvrugbaar genoem is, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Ek en my vrou kan medies gesproke nie kinders hê nie. Dit was 'n geweldige hartseer in ons lewe en ek was op 'n stadium gekonfronteer as die hoof van my huis en ek was onseker en niemand het voor ons gestap nie. Maar om iets te doen om hierdie situasie wat 'n donker spiraal was aan te spreek. Nou in hierdie periode het ek 'n skrifdeel gekry wat Lukas 1 vers 37 is, wat ek net so kan aanhaal, want by God sal geen ding onmoontlik wees nie. Nou vir jare, as vrees my beet gepak het, het die Heilige Gees my daaraan herinner. En dit was 'n saad wat binne in my hart was. Nou moet ons ook vir mekaar sê, dit is net God wat kan laat groei. Daar's ook mense om my gewees in my selgroep, mense wat my hande omhoog gehou het, waar ek later gedink het, hierdie ding gaan nooit gebeur nie, ons gaan nie kinders hê nie. En ek as 'n selleier het een aand gesê, okay, weet jy mense, ek weet nie meer hoe lank ons hierdie ding kan bly glo nie, want daar's sekere mense wat nie kinders het nie. Nou as jy 'n behoefte het en jy het 'n woord teenoor daai behoefte, wil ek nou vandag 'n beroep op jou doen. Jy vat nie die negatiewe woord nie, want jy het 'n woord van God, jy klou daaraan vas. So na 8 jaar se probeer, het daar 'n wonderwerk gebeur. En ons het 3 kinders wat uit die hand van God uit is. En ek wil vir jou vandag bemoedig, as jy 'n stryd stry en jy weet nie meer watter kant toe nie, en daar is nie noodwendig iemand naby jou wat vir jou kan help en bemoedig nie. Lees Lukas 1 vers 37, want by God sal geen ding onmoontlik wees nie. As jy binne sy weë wandel en hy gee vir jou daardie woord, klou vas daaraan. Skryf dit neer. Daar gaan 2 tye wees wat jy hierdie woord vir jouself moet sê. Die een is tydig en die ander is ontydig. Moenie skaam wees nie. Doen dit in die naam van Jesus. Die volgende skrifdeel gaan ek in Engels lees, Isaiah 53 verse 5 from the Amplified Bible. But he was wounded for our transgressions. He was crushed for our wickedness, our sin, our injustice, our wrongdoing. The punishment required for our well-being fell on him, and by his stripes, his wounds, we are healed. As jy met 'n gesondheidssituasie sit in jou lewe, wil ek vir jou sê, saai hierdie saad, proklameer dit, en glo dat die Here die saad sal laat ontkiem, en die wonderwerk sal laat gebeur. Proverbs 20:20-22, My son, pay attention to my words and be willing to learn. Open your ears to my sayings and do not let them escape from your sight. Keep them in the center of your heart, for they are life to those who find them and healing and health to all their flesh. Daar's nog 'n vers wat jy kan gebruik om te saai in jou eie lewe en die rondom jou. Baie belangrik is dat jy by die voete van die Here sit en as hy vir jou 'n vers lewendig maak in jou gees, pen dit neer en moenie benoud wees om daai saad te versorg totdat dit eendag vrug dra nie. Ons kan vandag kies om die woord van God wat saad is in ons eie lewe te saai en ook in die mense rondom ons, naby ons se lewens. Ek begin afsluit. Daar's nog 'n paar punte wat ek wil aanraak.
Ek het 'n opskrif hierso neergepen, The Power of the Spoken Word. Spreuke 18 vers 21 sê die baie bekende gedeelte. Dood en lewe is in die mag van die tong. Dit verwys na praat, na jy wat self kan praat. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Ons het vroeër daaraan geraak, ek wil gaan afsluit, ek wil klem daarop lê. Dood en lewe is in die mag van die tong. Spreek lewe in die naam van Jesus. Baie belangrike ding is dat as ek of enige iemand vir jou 'n woord gee wat nie van toepassing op jou situasie is nie, dan gaan dit nie vir jou help nie en dit gaan vir jou 'n negatiewe belewenis wees. Maar ek wil begin afsluit met 'n opskrif hierso wat op my hart lê, The Lord's Word in Season, Proverbs 15:23, the New King James Version. A man has joy by the answer of his mouth, and a word spoken in due season, how good it is. Weet jy, dat as jy 'n behoefte het aan genesing, en die Here het vir jou 'n skrifdeel oor genesing gegee, gebruik dit, en gebruik dit wanneer jy ook al daarin herinner word. Maar kom ons wees versigtig om nie goedkoop met die woord van God om te gaan nie. Met ander woorde, jy moet in jou gees weet, hierdie is die spesifieke vers wat jy by die Here gekry het ten opsigte van jou eie lewe of iemand naby jou. En daardie woord sal 'n word in season wees en dit kan na die ander persoon se gees oplig en natuurlik ook jou eie. 'n Woord vir jou. Vandag wil ek afsluit met hierdie bemoediging. Saai die woord van God in elke situasie van jou lewe. Indien jy 'n woord het en baie naby aan moed opgee is, want jy sien nog geen vrug na baie jare se saai nie, hou aan. Onthou, daar is 2 tye wat jy hierdie woord, wat jy van God gekry het, moet saai. Die een is tydig en die ander een is ontydig. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek sê vir U baie dankie, Here, vir U woord. Here, dankie dat dit lewend en kragtig is, Here. Here, dankie dat ons vandag mekaar kan bemoedig en net sê, weet jy wat, daardie woord wat God vir jou gegee het, versorg hom en weet dat hy gaan vrug dra, want U is geen aannemer van die persoon nie, en U is geen mens dat U sal lieg nie. Ek sê vir U dankie, Here, dat ek self kan getuig, dat daar krag in U woord is, en dat U woord bo elke feit staan. Here, ek bid dat mense naby U sal leef, en dat U vir hulle aanraak en bemoedig in hierdie oggend, in die naam van Jesus Christus. Amen. Baie dankie julle.